Goeiemôre, lekker om vanoggend saam met u te wees. Nou in die Ou Testament, in die tyd toe Jesus op die aarde was, toe hy gesê het, ons is kinders van God, wou die Fariseërs en die Sadduseërs en die priesterhoofde, toe wil hulle hom stenig, hulle wil hom doodmaak, want dit was, die mens kon nie so iets sê nie, mens kan nie God so verneder, deur te sê, ons is kinders van God nie, jy kan nie God afbring van sy troon af tot op ons vlak nie, weet jy, dit was ongekend, en dit was letterlik revolutionêr, dit wat die Here gesê dat, waar hy gesê het, ons is nou kinders van die allerhoogste God. Nou, in Jesus' tyd, toe hy dit gesê het, was dit as ware revolutionêr geweest. Nog nooit tevore is dit al ooit gehoor nie. Maar Jesus het die ding kom vasmaak in sy disippels se lewens, in sy volgelinge, en so ook in ons lewens. Ons is sy kinders. Hy is ons Vader. Nou, Galasiërs 3 vers 26 sê, weet, nou word ons kinders van God genoem, in God, deur geloof, omdat ons in Christus is. Omdat ons in Christus is ons nou kinders van God, deur geloof. Nou, met daai wete in ons harte, ons is kinders van God, want selfs Heilige Gees in ons, roep uit, Abba Vader, en wat daai ding selfs vasmaak, so ons is nou die kinders van die Allerhoogste God. Nou, wanneer jy 'n kind is, het jy baie voordele, meer voordele as 'n huurling. Jou lewe verander, veral as jy ingebring is in hierdie familie ingebring is in hierdie Godsfamilie in. En al die voordele en al die gunste wat 'n mens het, is nou joune, omdat jy 'n kind van hom is. Amen. So, maak dit vas in ons koppe, in ons harte. Ons is die kinders van die Allerhoogste God. En kom ons sien onsself in daai posisie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie Here, dat U ons aangeneem het, en ons is nou U kinders, en ons behoort aan U. In Jesus naam bid ons. Amen.